Vandag skop ons nuwe reeks af, waardig die hart van aanbidding. Waardig die hart van aanbidding. En ek dink, die oomblik wanneer ons die woord aanbidding hoor, dan hoor ons worship, ons hoor lofprys, en ons hoor sangbediening, sangmusiek. En ons weet dat dit is meer as dit. As die woord aanbidding bestudeer, sien ons dat dit is eintlik 'n offer. Dis wanneer jy jou lewe gee. En ek gaan dit sommer nou inwerk, ons hierdie skrif word ook baie genoem in Romeine 12 vers 1, wat Paulus sê, ek doen 'n beroep op julle broers oor die groot ontferming van God. In ander woorde, oor die belangrike saak. Hierdie is belangrik vir God. Gee julleself as lewende en heilige offers God. Dit is die wesenlike godsdienst wat julle beoefen. So worship, aanbidding is nie wanneer jy jou hande opsteek of wanneer jy sing tydens worship nie. Tydens oggend se lofprysie. Dis meer as dit. Dis meer as dit. Dit gaan oor die hart, die toestand van die hart en wat hier uitkom kan dalk wees oorgawe. Kan dalk wees wanneer jy hande opsteek of wat ook al mag wees. Dis nou 'n eenvoudige simpel voorbeeld. Maar worship is meer as dit. En dis waar ons op hierdie reeks gaan fokus, is op die hart van aanbidding. En ons moet versigtig wees om te dink dat aanbidding net in die konteks van godsdiens plaasvind. Dit is eintlik baie breër as dit. Ek weet nie of julle al daai sê ding gehoor het, jy word wat jy aanbid. Jy word wat jy aanbid. En dit is so waar. Hoekom is dit waar? Want die oomblik as jy jou hart op iets sit, of jou hart na iets toe draai, en jou aandag en jou fokus intentioneel of onopsetlik gee, raak jy soos daai persoon, of jy raak soos daai iets. Dit begin die begin 'n afgod eintlik maar raak. Dis hoekom Jesus sê, waar jou hart is, daar sal jou skat wees. So die vraag is, waar is jou hart? En wat is die definisie van worship? Wat is die definisie van aanbidding? Dis 'n goeie vraag. As ek nou 'n bietjie navorsing doen en ek wil 'n mooi holistiese Bybelse definisie van worship kry, is aanbidding die aandag wat jy gee, fokus wat jy gee op God, so geopenbaarde heerlikheid. Met ander woorde, wie God is, wie ons hom sien en lees van in die woord, en uitgedruk deur lof, deur gehoorsaamheid. Wat's gehoorsaamheid? Om die wil van God te beleef en om 'n volle oorgawe aan God te draai en te lewe. So dit is wat worship is. Worship is wanneer ons God sien en wanneer ons die woord lees en ons sien wie hy is. Hy's 'n heilige God, hy's almagtig, hy's groot. Hy is eintlik bo ons hy's eintlik bo ons denke en hoe groot God is, hè, is massive. Maar dit is om hom te worship vir wie hy is, in die uitdrukking, in die Engels sê dit so mooi, express en uitdruk deur lof, wat ons vanoggend gedoen het, maar meer as dit, om 'n lewe te hê in oorgawe, om alles wat jy doen, en alles wat jy doen, hom te aanbid. So, dis my opinie, ek glo dit is ook die woord se, as ek dit in die woord uithaal, dis my opinie van wat aanbidding is. En Sofia het vanoggend hierdie skrif 2 Kronieke 16 vers 9 vinnig aangehaal, maar ek gaan dit lees. Dis op die bord. Dit sê, want die Here, sy oë deurloop die hele aarde om diegene kragtig te steun wie se hart onverdeeld op hom gerig is. Hoe mooi is dit? God kyk na die aarde, hy kyk na ons harte en hy kyk, dien ons hom heelhartig met alles in ons, of dien ons hom verdeeld, of dien ons hom onverdeeld? En ons weet wat is die groot en eerste gebod, né? Ons moet God lief hê met ons hele siel, met ons hele verstand, met ons hele hart. Nie ons halwe hart nie, ons hele hart. So God soek ons hele hart. Met ander woorde, hy soek alles van ons. Ons hele wese soek hy. En hy kyk en hy hou ons dop en hy kyk, hè? Sy oë deurloop die hele aarde en om diegene kragtig te steun wie se hart
onverdeeld op hom gerig is. Vanoggend, ja, voor ek aangaan met my preektema vandag, ek het eintlik 'n preektema ook, baie oulik. En dis die volgende. My preektema is die hart en die koste van aanbidding. Voor ek my preek ingaan, kom ons sluit ons oë en dan bid ek vir ons. Here, dankie vir vanoggend. Here, dankie vir u woord. Here, dankie dat ons kan steun op die woord. Here, die woord kan bestudeer, Here, en dat ons waar ons hierdie reeks gaan fokus op worship en aanbidding. Here, dat ons regtig diep sal delf en sal kyk, Here, wat is u definisie van aanbidding? Hoe lyk dit? Wat is aanbidding? Here, ek bid Vader dat ons nie ons eie opinie sal vorm deur wêreldse filosofieë en idees, Here, maar dat ons 'n Bybelse ek wil amper sê view, 'n perspektief sal kry, Here, dat ons denkwyse so sal vorm, Here, dat nie apart sal wees van die woord. Here, dankie dat ons vandag by mekaar kan kom as geestelike familie, Here, en dat ons regtig u aangesig kan soek, Here. Here, dat ons vandag nie ligtelik op sal neem. Here, dat ons vandag nie net, miskien het ons gekom uit goeie gewoontes, Here, maar mag hierdie goeie gewoontes, Here, ons bedien volg. Mag dit ons harte verander, Here, mag dit ons lewens verander. Here, ons wil nie hier uitstap en ons is nie aangeraak deur u woord, Here, deur u gees nie, Here. Here, so kom bid, vra Heilige Gees, kom raak ons harte aan, Here. Kom bedien ons hart, kom bedien ons gees vanoggend, Here. Here, u wil iets sê vir ons, Here. Here, ons wil nie net goeders doen omdat dit oulik is nie, Here. Ons wil goeders doen omdat dit van u dit vra, maar ook omdat daar krag is, Here. En omdat dit ons transformeer, Here. Here, ons wil meer soos Jesus wees, Here. Ons wil meer soos u wees, Here. Here, so kom verander ons, Here, dat ons dieselfde hart het soos u, Here. Ek bid dit in Jesus naam. Amen. Amen. Soos ek nou bid, kom hierdie getuienis by my op. Toe ek nogal by my ouers gebly het, is nou voor ek nog vir Sofia ontmoet het, en ek is radikaal en ek bid een aand bid ek en ek vra, Here, openbaar u grootheid teenoor my. Here, kom wys wie u is. En ek daai tyd het ek baie getuienisse gehoor van hoe die Here mense bedien en hoe hy homself openbaar. En ek is regtig en ek dink daai aand gevas en ek bid en ek net so voor ek in die slaap raak, kom wys die Here sy hartklop vir my. En ek hoor letterlik sy hartklop soos kliphard. En so hard dat ek later net sê, Here, asseblief stop. Dit het te groot geraak. Die Here se heiligheid, se glorie was so groot in daai oomblik dat ek net gesê het, Here, ek kan nie meer nie, stop. En is eintlik so mooi, vandag het ons vir Johan toegewy en Marley het dit uitgewys hoe Johannes was gekenmerk in die Bybel dat hy was die ene wat teen Jesus se bors geleun het. En dink gou daaraan, hy kon letterlik fisies Jesus se hartklop hoor. Letterlik. Hoe mooi is dit nie? En ek dink dit is die Here se hart vir ons, dat ons sy hartklop moet hoor. En die oomblik as ons sy hartklop hoor, gaan ons verander en ons meer soos hy raak. En ek wil vanoggend begin met hierdie storie van Matt Redman. Ek weet nie of julle weet wie hy is nie, maar Sofia het vanoggend sy liedjie gesing. Hy het The Heart of Worship geskryf, daai laaste liedjie. Toe vanoggend die worship langer word, het ek soos ek weet Sofia gaan daai liedjie sing. Ek hoop net sy eindig nou net nie na die derde liedjie nie. Asseblief sing net daai liedjie. Want ek wil graag daai liedjie vanoggend gehad het, die aanbiddingspan moet dit sing vanoggend. En ons eintlik 'n baie mooi storie oor daai liedjie, The Heart of Worship. En miskien weet van julle die geskiedenis van daai liedjie, maar Matt Redman is 'n worship leier gewees, aanbiddingsleier van 'n kerk in Engeland. En die kerk het baie goed gedoen en die worship het goed gedoen. Die worship was uitstekend. Hy het of course dit nog gelei. En op 'n tyd het die pastoor net besluit, mense kom kerk toe vir verkeerde redes. Hulle motief van aanbidding is verkeerd. En hy het letterlik, ek dink dit was vir 'n jaar, ek weet nie presies hoe lank nie, het hy gesê, ons gaan niks worship nie.
Want almal kom kerk toe om die worship span te beleef en te sien, en hulle het letterlik niks geworship vir 'n tyd nie. Hulle het letterlik ingekom en hulle het die woord bestudeer. Elke persoon kon 'n openbaring bring. Hulle kon dalk hulle kon 'n hymn bring of iets sing, maar daar gaan nie 'n instrument gespeel word. En hulle het letterlik die Here so aanbid en gesoek en vir 'n tydjie, en toe het hulle ervaar, okay, ons kan worship terugbring, en in daai tyd het Matt Redman 'n liedjie geskryf, The Heart of Worship. En ek lees sommer net vir julle weer die lirieke wat sê, when the music fades, all is stripped away, and I simply come longing just to bring something that's of worth. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the thing I've made it. En hy sê in daai liedjie sê hy jammer, Here, jammer dat ons worship, aanbidding oor iets anders laat gaan. En hy sê hy het 'n liedjie geskryf om te sê, kyk, kom ons skryf 'n liedjie, waar gaan dit regtig? Waar gaan worship regtig? En hy sê daar I'm sorry, Lord, for the thing I've made it, when it's all about you. It's all about you, Jesus. En ja, so wanneer ons besef, wanneer ons by die hart van aanbidding aankom. Wat is die hart van aanbidding? Ja, die hart van aanbidding is die motief, die rede hoekom ons God aanbid. En as ons daar uitkom, dan besef ons dat daar is 'n koste. Dat aanbidding gaan ons iets kos. En wanneer ons dit besef dat daar's eintlik 'n rekening gekoppel of aangeheg aan aanbidding, en daai rekening kan is bietjie anders as ons geldeenheid, maar dit kan nie geldeenheid wees of die eenheid van lof, van sang. Dit kan wees dalk jou hulpbronne, dit kan ook wees jou finansies. Maar dit is om iets te gee, en daai is gekoppel aan jou hart. Dis gekoppel aan jou hart. Alles wat jy bring na die Here toe, is gekoppel diep in jou hart. En so alles gaan terug na jou hart toe. So die groot vraag is, dra jou aanbidding of jou offer, dit wat jy bring na die Here, bring dit waarde? Of is dit maar net, ag, ek kom vanoggend en dit is maar net, jy weet, dit is maar net wat ons doen, jy weet, ons kom net vanoggend en ag, is lekker, jy weet, ons het maar kerk. Of is dit meer as dit? Dis nou nie deel van my preek, ek het vanoggend genoem, en dit was nie toevallig nie. Ek lees Dinsdag hierdie dag, lees ek Levitikus 10, en dit is nog ons 'n baie intense stukkie. So Levitikus 10 is, weet ons met dit, is al die wette en alles, maar hierdie stukkie waar die Here vir die Israeliete 'n les wil leer. En die priesters of Aaron se 2 seuns, hulle het gaan wierookoffers doen, maar daar was reëls gegee hoe hulle dit moet doen en wanneer hulle moet doen. Maar hulle het nie daai reëls gevolg nie. En toe hulle die offers bring, toe die Here hulle verteer. En net daarna, so mooi, dan leer God vir Moses 'n les uit hierdie storie. Hy sê, dit wat Aaron se 2 seuns vandag gedoen het, was nie reg in my oë nie. Hulle het dit met ander woorde in plain Engels nonchalant net gedoen. Net omdat hulle kan. Maar hulle het nie besef hoe heilig ek is nie. So worship kos ons iets. Dis nie net ons kom vandag by mekaar in ons worship nie. So daar's 'n koste aangeheg aan aanbidding. Ek wil vanoggend Lukas 7 vers 36 tot 39 en dan ook van 44 tot 50 lees. En hierdie stukkie gaan oor in hierdie stukkie noem hulle, is die eerste keer ek het 'n lang tyd daai woord gehoor, sondares. Met ander woorde, die vrou het sonde gepleeg, sy is 'n sondaar gewees. Maar en die fariseer Simon. So kom ons lees. Een van die fariseërs, Simon,
het hom genooi om by hom te kom eet. Hy het toe in die huis van die Fariseer ingegaan en aan tafel plek ingeneem. En hoorie, 'n sekere vrou in die dorp wat 'n sondige lewe gelei het, het gehoor dat hy in die Fariseer se huis aan tafel was. Sy bring toe 'n albasterfles met reukolie en gaan staan agter Jesus by sy voete en huil, sodat haar trane op sy voete begin drup het. Daarna het sy sy voete met haar hare afgedroog, hulle gesoen en met die reukolie gesalf. Toe die Fariseërs wat hom genooi het dit sien, sê hy by homself: as 'n profeet was, sou tog geweet het wie en watter soort vrou dit was in hom raak, dat sy 'n sondares is. So, voor ek aangaan, sien ons in hierdie stukkie dat hierdie vrou was 'n sondaar. Sy is iemand wat doelbewuste sonde gedoen het en almal in die streek of almal in die dorp het geweet hierdie vrou is 'n sondaar. En as jy die ander stukkies gaan lees, was sy heel moontlik, sien jy, sy's heel moontlik 'n prostituut gewees. En so sy was eintlik nie eens waardig om net daar te wees nie. Nou kom sy nog in die huis van die Fariseer ook en sy moes eintlik, jy weet, volgens wet moes sy gestenig geword. Aan die ander woorde, sy moes buite gewees het. Sy moenie eens naby die Fariseërs en die rabbies en die heiliges gewees het nie, want sy is eintlik onrein. Maar dan sien ons, sy kom met hierdie albaster of albeste flesie met reukolie. Nou as jy jou 'n bietjie navorsing kan doen oor hierdie reukolie, is dit nogals merkwaardig dat in die ander stukkie sien ons wanneer sy hierdie reukolie of die fles breek, dan sê Judas en die disippels sê, maar hoe kan sy hierdie dierolie breek? Daar's so baie arme mense, hoekom, jy weet, ons moet dit vir die armes gee. Daar word 'n punt gemaak dat hierdie fles dierolie is. En as jy navorsing gaan doen, was hierdie 300 denarii. Met ander woorde, 1 denarii in daai geldeenheid van daai tyd was 1 denarii was 1 dag se loon. So werk bietjie uit hoeveel rand dit is, en dit is duisende rande gewees wat hierdie vrou kom en sy breek hierdie olie. En interessant, daai olie word gewoonlik gemaak, dis nardusolie. Dit word gemaak in Indië in die Himalayas. So dit is baie duur olie wat hierdie vrou kom breek en Jesus se voete kom salf. So, en dit was baie werd. So, hierdie vrou mag nie in hierdie huis ingekom het nie, of dit was nie gekenmerk dat hierdie 'n sondaar in hierdie huis, in die Fariseërs huis inkom nie. En dan maak sy haar hare nog los. In daai tyd mag 'n vrou nie haar hare losmaak nie. So daar's baie goeters wat sy doen, wat net nie in die kultuur en ook as godsdiens net nie van pas was. En dan lees ons in vers 39, dat hierdie Fariseer sien dit en hy sê, dit sien en sê hy by homself, as hy 'n profeet was, sou tog geweet het wie en watter soort vrou dit was, wat aan hom raak, dat sy 'n sondares is. So wat sien ons sê? Hierdie Fariseer kyk na die vrou en hy fokus op haar sonde. Maar wat doen Jesus? Jesus fokus nie op haar sonde nie. Jesus fokus op haar hart. En dan lees ons die volgende, Lukas 44. En hy draai na die vrou toe om te sê, verder vir Sion, sien jy die vrou? Ek het jou in jou huis ingekom en jy, water vir my voete het jy my nie gegee nie. Maar sy, met haar trane het sy my voete nat gemaak en met haar hare het sy dit afgedroog. 'n Soen het jy my nie gegee nie, maar sy vandat sy hier ingekom het, nie opgehou om my voete te soen nie. My kop het jy nie eens met olie gesalf nie, en sy my voete met reukolie gesalf. Ek sê vir jou, omdat haar sondes wat baie is, vergewe is. Daarom bewys hy baie liefde. Maar hy wie in min vergewe is, bewys min liefde. En Jesus sê vir haar, sondes is vergewe. Toe begin die wat saam aan tafel was, onder mekaar sê, wie is hierdie man dat hy self sondes vergewe? Maar Jesus sê vir die vrou, jou geloof het jou gered. Gaan in vrede. So hier in die begin maak Jesus 'n vergelyking. Hy vergelyk wat die Fariseer gedoen het en hy vergelyk wat hierdie vrou gedoen het. Hy sê,
geen water het jy vir my gegee nie. Maar hierdie vrou kom met haar trane en giet dit hier op my voete uit. Jy het my nie eens met 'n soen verwelkom nie, maar hierdie vrou hou nie op om my voete te soen tot nou nie. Geen olie het jy my gegee nie, my gesalf nie, my kop uitgegiet nie. Maar hierdie vrou vat hierdie dierolie, salf my voete. So wat sien ons hier? Jesus maak hierdie vergelyking omdat hy gaan bid word deur hierdie vrou. En die fariseer was definitief nie perfek nie. Hy was nie uitgesort. Met ander woorde, so hy maak hierdie stelling. Maar ons weet die fariseërs van daai tyd was glad nie perfek. Dit is eintlik hulle wat die meeste gesondig het. En hoe Jesus hierdie benader was dat hy kyk na hierdie vrou se hart en hy sien iets reël. Hy sien iets. Hierdie vrou is nie perfek, maar sy soek my opreg. Maar hierdie fariseer kyk met sy selfgesentreerde, selfgeregtige oë hard kyk na hierdie storie. En so wat sien ons hier? Ons sien hier dat aanbidding kos jou iets. Aanbidding kos jou iets. En hier het hierdie vrou iets baie gewaag gedoen wat glad nie gepas was kultureel in daai godsdienstige tyd nie. En sy vat hierdie dierolie, vat haar trane, vat haar hare en kom dien Jesus. Hoekom? Want aanbidding kos iets. So God het nie gekyk na die vrou se sonde nie, maar hy het gekyk na haar heel hartige, onverdeelde hart. Hy het gekyk na oorgawe, alles wat sy het. Ek dink dis tog alles want onthou daai tyd kon die vrouens, sy kon nie gewerk het of enigietsie, want sy was nie, sy mag nie in die samelewing, was nie deel van die samelewing. So dis al wat sy oorgehad het, dis hierdie olie en sy het dit gebreek op Jesus se voete en Jesus het gesê, jou sondes is vergewe, jou geloof het jou gered, gaan in vrede. In 2 Samuel 24 lees ons van koning Dawid wat regtig God op 'n ware opregte manier aanbid het. Nie perfek nie, maar ware en opregte aanbidding. En as ons 2 Samuel 24 lees, is dit heel in die einde van Dawid se lewe. En op hierdie stadium van Dawid se lewe is hy skatryk. Hy het al alles reg gekry. Hy het 'n groot weermag. Hy is hierdie gesiene koning. Almal is lief gewees vir Dawid. En ons ken die stelling wat sê Dawid was 'n man na God se hart gewees. Hy was nie perfek nie, maar hy was regtig iemand wat God se hart gesoek het. En op hierdie stadium, soos ek sê, dit is einde van Dawid se lewe en besluit Dawid, hy gaan 'n sensus doen. Hy gaan die Israeliete of die volk tel. En soos hy vir sy generaal Joab die op sy instruksies gee, begin hulle tel en Joab stem nie saam met Dawid. Hy sê nee, ons moenie dit doen nie. Dis nie reg nie. En so tel hy die volk en toe hy by toe hulle dit klaar getel was, die sensus klaar gedoen is, kom Dawid agter, maar dit wat hy gedoen het is nie reg. En hy voel sleg, hy voel jammer. En op daai oomblik toe kom die profeet Gad na hom toe en hy spreek hom aan. En hy sê die Here, okay, omdat jy ongehoorsaam is, daar's nie 'n fout gewees met die feit dat jy 'n sensus gedoen het nie, maar jou motief was verkeerd. Die rede hoekom jy die mense getel het is verkeerd. Jy het 'n verkeerde motief gehad. En die profeet sê die Here gee vir jou 3 opsies van 'n straf. Jy moet dit kies. Een opsie is dat jy 7 jaar hongersnood gaan hê, of 3 maande vlug vir jou vyande, of 3 dae pes. En Dawid sê, ek wil nie doodgemaak word of gejaag word deur ander mense nie, ek sal liewerste omkom deur God se hand. En hy kies toe die 3 dae pes, en toe het die engele gekom, en die engele het 70,000 mense doodgemaak,
En in daai tyd, toe sit net so verskriklik vir Dawid en hy roep uit na die Here. Die Here asseblief, wees ons genadig en die Here onttrek sy engele in sy hand en hy sê vir hom, gaan doen 'n offer, gemaak 'n offer vir my by die Jebusiet. Sy naam is Orana, op Orana se dorpsvloer, gaan maak 'n offer vir my. En hier lees ons die volgende. Orana het vir Dawid gesê, u kan dit gerus maar vat, u majesteit. So hy het nou vir Orana gaan nader, ek het vir hom gesê, die Here het gesê ek moet 'n offer maak op jou dorpsvloer. En hy sê, u kan my berus, u kan my gerus maar hierdie vat die dorpsvloer. U majesteit en die offer net wat u wil. Kyk, die beeste vir die offer is hier en die dorslee en die hekke is beskikbaar as brandhout. U majesteit, Orana gee dit alles aan die koning. Mag die Here, u God, u offer aanneem. En dan sê Dawid die volgende. Hierop het die koning vir Orana gesê, nee, ek koop dit beslis van jou af teen 'n volle prys. Ek bring nie aan die Here my God offerandes wat my niks kos nie. Dawid het toe die dorpsvloer en die beeste vir sowat 600 gram silwer gekoop. So ons lees, kan net weer daai stukkie lees. Nee, ek koop dit beslis van jou teen die volle prys. Ek bring nie aan die Here my God offerandes wat niks kos nie. So Dawid het geweet dat 'n offer, 'n aanbidding teenoor God moet my iets kos. Dit moet my iets raak. As dit my nie iets aanraak nie, dan is dit nie worship. Dan is dit maar net 'n goeie gewoonte en dit is maar net wat ons doen, maar dit moet my kos. Here, dankie vir vanoggend, dankie vir u seën op ons lewens. Dankie dat ons vanoggend dieper kan bestudeer, Here, wat is worship? En ek bid Vader dat ons daai vraag sal vra, Here, kos ons aanbidding iets? Net wat ons gee vir u, Here, is daar 'n prys? Here, is daar 'n gedraad gewig? Here, en ek bid Vader, is tog net u wat ons kan oortuig wat in ons harte aangaan, Here. Here, en ons weet, Here, ons as mens is gemaak om te aanbid. En as ons nie vir u aanbid nie, gaan ons iets anders aanbid. Here, en ons maak 'n keuse vandag, Here, ons wil u aanbid. Met ons hele wese, Here, met ons hele denke, met ons hele verstand, met ons hele hart. Here, ek bid Vader dat u ons hart sal ondersoek, Here. En ek weet, Here, en ek bid Vader, soos ons u aanbid, soos ons u hart soek, Here, mag ons hart verander al hoe meer soos u. Ek bid dit in Jesus naam. Amen.